Kyk op. Openbaring 14 vanaf die eerste vers. Toe het ek die lam op Sionsberg sien staan, en by hom 144.000 mense met sy naam en sy vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel uit hoor kom, wat soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos die van 'n siterspelers wat op hulle siter speel. Hierdie mense sing 'n nuwe lied daar voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as net hierdie 144.000 mense wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie. Dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie, hulle het kuis gebly. Hulle volg die lam waar hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die lam. Uit hulle mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Hulle is onberispelik. Verbeel jou vir 'n oomblik dat 'n sonneblomsaadjie het selfbewussyn. Met ander woorde, daardie sonneblomsaadjie weet wat rondom hom aangaan. Is bewus daarvan dat hy eendag in die grond val en toegegooi word en vasgetrap word, en in daardie selfbewussyn wonder hy wat gaan word. Hy weet nie vorentoe nie, hy weet nie agtertoe nie, hy weet nie hoe homself te oriënteer nie. Het jy al gesit en dink, wat se raad sal jy daardie sonneblomsaadjie gee? Sal jy nie vir hom sê, kyk boontoe, ryk boontoe nie? En dan gebeur daar iets met hom, hy ontkiem en dan begin hy boontoe uitgaan in die rigting wat jy vir hom sê, en dan ernstiger breek hy deur die grond en breek hy deur die kluite, en vir die eerste keer sien hy die son. In die oomblik wat hy die son sien, besluit hy, maar hy gaan sy lewe daarvolgens oriënteer. Van die son opkom, kyk hy en draai hy sy gesig en groei hy na die son toe, want die son is vir hom die bron van lewe. En dan kom hy agter. Hy kyk rondom hom en dan sien hy maar, in die grond was hy een saadjie, maar nou staan hy tussen 144.000 ander saadjies. Hy kom agter dat hy het wesenlik verander. En mense het die woord transformeer kon gebruik. Hy is nie meer 'n saadjie nie, maar hy is nou 'n plant. En die plant dra die saad van ander vir die volgende geslag. Jy sien, daardie oomblik wat hy deur die grond gebreek het, die son gesien het, dit is die oomblik van Openbaring 14. Die oomblik wat 'n mens hoop kry. Wanneer ons van hoop praat, dan is daar 'n paar aspekte wat hoop maak. En die eerste aspek wat daar moet wees is hierdie vermoë om iets wat beter is voor jou te sit, voor jou te kan sien, selfs al is jy nog nie daar nie. En daardie prentjie wat voor jou daar is, bring ons nou by die tweede gedeelte van hoop. En die tweede gedeelte van hoop is om te kan sien hoe jy van hier waar jy nou is, tot daar kan kom. Tree vir tree. Dit moet vir jou die rigting gee, en dit moet so naby jou kom, dat jy weet wat die eerste tree is wat jy kan doen om daardie hoop te verwesenlik. En dan ernstiger tussen daardie plek waar jy nou is, en die verwesenlik van die hoop, kom jy agter, maar is daar 'n verandering wat met jou plaasvind. Wanneer ons oor hoop praat, dan is ons baie lief om van mekaar te sê, maar weet jy, die dinge waarop jy hoop, behoort realisties te wees. Met ander woorde, die droom wat jy sien, die toekoms wat jy voor jou wil sit, dit moet daarom realisties wees. En realisties beteken dat jy partykeer vir iemand sê, hoor hierso, droom iets anders, of verander dit so, maar wat dit realisties maak, is dat jy die uiteinde wat jy sien, in verband bring met daar waar jy is, en daar waar jy begin, en dat jy weet wat se rigting jy moet ingaan, en dat jy weet wat die eerste tree is, wat jy moet gee. En wanneer ons so oor realistiese hoop praat, dan kom ons agter, dit is afhanklik van wilskrag. Kom ek gee ons net 'n voorbeeld, en iemand sit voor hom om te sê, weet jy, ek wil 'n provinsiale sportspeler word, en dit is die toekoms wat hy of sy daar voor haar sit, en wat weet hulle?
Hulle weet dat wanneer my ander ma skool toe gaan, moet ek 'n uur voor die tyd opstaan en ek moet 'n bietjie oefen. Wat weet hulle, wanneer hulle almal lekker saam kuier as vriende braai, dan gaan ek waarskynlik in die gym wees en oefen of my vaardighede oefen en iets ekstra insit, want ek het hierdie hoop, hierdie droom wat ek vreeslik graag wil verwesenlik. En terwyl ek daarmee besig is, kom ek na 'n maand of 2 maande agter, maar weet jy, my lyf is besig om te verander, ek is besig om meer gespierd te word, ek is besig om sterker te word, ek is besig om my lyf se potensiaal beter te ontwikkel, omdat ek besig is om hierdie hoop te verwesenlik. En dit is wat ons praat van 'n realistiese hoop, dit is iets wat in jou vermoë is om te verwesenlik, en dit is afhanklik suiwer van jou wilskrag. Weet jy wat is wreed? Dit is wreed om iemand se hoop weg te vat. Partykeer luister ons ander mense se hoopstories en wat hulle graag wil bereik, en ons luister daarmee met iets van ons eie agtergrond, en dan as daar iets van ons eie agtergrond wat dit maak om sê, hoor hierso man, dis 'n simpel ding waarop jy hoop, of weet jy man, ek dink nie jy kan dit doen nie, en dan word daardie persoon ewe skielik passief, ewe skielik gedemotiveer. Die twee grootste redes waarom ander mense se hoop wegvat, en partykeer in jou selfgesprek, jou eie hoop wegvat, is hierdie idee dat ons nie presies in beheer van al die faktore van ons lewens is nie. Sit en dink vir 'n oomblik wanneer jy rem aanslaan op 'n yspad of 'n gladde pad en jou kar begin gly en jy kan probeer draai die stuurwiel, jy kan probeer iets doen, maar jy's reeds in die gly en jy weet, daar's niks wat jy kan doen om die pad vorentoe totdat jy tot stilstand gekom het te kan verhoed nie. Verbeel jou dat daardie gly is nie net 'n oomblik in jou lewensreis nie, jou hele lewensreis is so dat jy voel jy is glad nie in beheer om die uitkoms van jou lewe te kan bepaal nie. Die ander rede hoekom ons eie hoop saboteer en ander mense se hoop saboteer is omdat ons partykeer crash and burn. Wie van julle het al iets probeer, was baie ernstig, maar dan het dit uitgewerk en jy het 'n fout gemaak en ernstiger het jy besluit, weet jy, dit is nie meer die moeite werd nie, maar die oomblik wat jy besluit het, is nie meer die moeite werd nie, was dit nie meer hoop nie. Het jy daardie hoop laat vaar en het jy opgehou tyd en aandag en energie spandeer, want dis wat gebeur wanneer ons ophou hoop, dis wat gebeur wanneer ons ophou om iets beters na te streef, ons raak passief. Wanneer ons oorweldig word deur hierdie gevoel van ek is nie in beheer van wat met my lewe gebeur nie, en oorweldig word deur foute wat gemaak word, dan kry ons hierdie verskynsel by mense van aangeleerde hopeloosheid. Veronderstel daar is 'n bakkie sweeties wat daar op die tafel is en ek wil een vat en elke keer as ek een vat, dan kom my ma en dan gee sy my so elektriese skok, dan trek ek my hand terug en vat ek hom nie. Dan wil ek weer een vat, dan gee sy my weer skok en trek ek my hand terug, dan vat sy hom nie. Nou kom ek in 'n ander huis. In 'n ander huis is daar 'n bak sweeties en ek kan soveel daarvan vat, net so wat ek wil. Maar weet jy wat? Ek kan myself nie so ver kry om my hand uit te steek om dit te vat wat daar vir my voorgesit is nie. Daar's geen rede waarom ek dit nie kan vat nie, maar ek het myself gekondisioneer. Ek is nie goed genoeg nie, ek verdien dit nie, dit is nie vir my beskore nie, want ek het in hierdie lewe hoop verloor. Jy sien, dis nie 'n bak sweeties wat voor ons is nie. Dis die lewe wat voor ons is. En dis die hoop van die koninkryk wat voor ons is. En dit is die aansporing van Christus dat jy en ek uiteindelik moet uitgryp om die koninkryk deel van ons lewe te maak. Althans, om ons lewe deel van die koninkryk te maak. Maar vir een of ander rede is dit vir ons moeilik om uit te reik. En daardie rede is waar ons kyk. Wanneer ons Openbaring lees en jy lees om deur, dan lees ons van die werklikheid van gelowiges se lewe. Ons leer van die werklikheid wat nie altyd lekker en mooi en maklik is nie, van die lewe wat nie altyd uitwerk soos ons dink dit behoort te wees nie, of soos ons hoop dit gaan wees nie. Ons lees van natuurrampe, ons lees van geweld, ons lees van onreg, ons lees van goeie mense wat die onderspit delf, vervolg word, selfs doodgemaak word. Ons lees van die bose wat oor die aarde uitgegooi is en vernietig en afbreek. En wanneer ons daardie hoofstukke lees van Openbaring, dan word ons benoud, want dit wat ons daar lees,
sien ons in die alledaagse lewe rondom ons afspeel en dan is ons geneig om moedeloos te word. En elke keer, net voordat ons moedeloos word, dan gee Openbaring vir ons 'n hoofstuk soos hoofstuk 14. En die een ding van hierdie hoofstukke wat gelowiges bemoedig, wat gelowiges sterk maak en wat gelowiges hoop gee, is die rigting waarin hulle kyk. Sodra mens horisontaal kyk na die wêreld en wat in die wêreld gebeur, dan kom sit dit hier in ons binnekant en ons word moedeloos, maar nou sê hy, kyk op en dan sien ons 'n ander perspektief op ons lewe met ander lewensrealiteite. En daardie realiteit is wanneer ons opkyk en ons sien as te ware die hemel geopen en wat sien ons binne in die hemel? Ons sien Christus, die Lam van God op Sionsberg met 144.000 wat daar staan. Die leser van Openbaring het presies geweet wat Sion beteken. Sion is daardie gedeelte, daardie hoogte binne in Jerusalem wat geassosieer word met die belofte van God dat daar altyd 'n koning in Jerusalem sal wees. Geassosieer word met die teenwoordigheid van God. Dis hoekom die tempel daar is waar God teenwoordig is, waar die verbondsark is, waar God se teenwoordigheid en God se handeling daar is, waar die offer is, waar ons aanbidding met God verseker word en waar ons na God toe gaan verwys het en die middelpunt van hoe ons ons lewens inrig en dit maak die belofte van God vir ons lewens eg en daarom het Israel gesê, maar Sion sal nooit val nie, Jerusalem sal nooit val nie, want God het dit met 'n belofte aan ons verseker. En dan gebeur dit, dat Nebukadneser verskyn en dit het geval. Dit het nie uitgedraai soos Israel gedink het, dit het uitgedraai nie. En hulle was vir daardie jare van ballingskap onder die grond soos daardie sonneblomsaad. Nie geweet hoe hulle self moet oriënteer nie, nie geweet wat se kant toe nie. En die ergste van die ballingskap was nie die verlies van die oorlog of die verlies van die grond of selfs nie die verlies van die mens nie, maar is hierdie idee, die verlies van God en die verlies van die belofte van God. Is dit dan nie ook waar vir my nie? En dan het Sion 'n nuwe gedagte gekry. Die oomblik toe Israel die ballingskap terugkeer, toe het Sion net die idee gekry van, dis die herstel, en Sion was nie nou net bedoel, net vir die Jode, dis elke stam en volk en taal en nasie, daar's iets universeel wat wil sê, in die herstel van Sion, is ook mense soos jy en ek ingesluit, wat in tyd verwyderd is van die fisiese Jerusalem, in plek verwyderd is van die fisiese Jerusalem, maar deel is van die koninkryk van God, want die belofte van God se teenwoordigheid is 'n belofte wat ook vir jou waar is. Die oomblik wanneer jy sien dat die herstel in die lewe geopen is, het jy 'n ander perspektief. Sodra jy vanuit jou eie omstandighede opkyk en die hemel geopen sien, het jy 'n ander realiteit waar volgens jy jou lewe inrig, en daardie realiteit is die Lam van God. Hierdie uitsig bring 'n sekere insig. Die Lam van God word spesifiek gebruik as die manier hoe God in die lewe werk en die manier hoe God in jou lewe werk. Jy sien, ons het 'n dink dat ons die hindernisse in ons lewe moet oorkom met mag. Dit is of fisiese mag, of dit is geldmag, of dit is sosiale mag. Maar die Lam van God vertel juis van hoe God anderster werk in die werklikheid van jou lewe deur middel van die kruis. Dis die insig wat ons nodig het. Sit en dink vir 'n oomblik aan die onreg wat daar in jou lewe is, wat jou in die lewenssituasie geplaas het, waar jy is. En wat sê Christus, die Lam van God? Hy sê, my kruis is juist daarvoor. Daarvoor het ek aan die kruis gesterf. Sit en dink aan die wreedheid van die wêreld. Sit en dink aan die grootheid van jou uitdaging. Sit en dink aan hoe jy jouself teleurstel, jouself potjie, die hindernisse wat jy by jouself moet kom, en dan het jy hierdie insig. Juist daarvoor het ek gesterf. Toe ons oor hoop gepraat het, het ons gesê, een van die elemente van hoop is daar die ongelooflike transformasie, verandering wat by 'n mens moet plaasvind. Dink vir 'n oomblik aan die 144.000. Dit is nie so moeilik nie, dit is die 12 verteenwoordig, die 12 stamme van die Ou Testament, en die ander 12 is die 12 apostels, 12 maar 12 is 144,
maal met 1000 die volle getal, dis die gelowiges van die Ou Testament en gelowiges van die Nuwe Testament, dis al die gelowiges oor die geskiedenis van die wêreld wat jou ook insluit. En dan, as hulle daar staan, dan staan hulle daar en hulle klink nie soos ons nie, want ons is bewus van ons sonde en ons is bewus van ons selfpooiking, ons is bewus van dit wat ons verkeerd doen, maar ons vergeet dat dit die lam is wat daar staan en dat dit die kruis is wat die 144.000 getransformeer het en waardig gemaak het om daar te staan. En dit is die insig. Dat sodra jy van jou lewe opkyk, jy die insig sal kry, maar ek het die kruis van Christus nodig. En dan is die volgende vraag wat jy moet antwoord. Waar staan jy? Hierdie wat getransformeer is, wat deur die kruis van Jesus verander is. Hulle het 'n lewensingesteldheid wat op Christus gerig het, wat Christus hulle lewens oriënteer. En hulle staan nie net rond nie. Die idee wat ons het van die 144.000 wat staan is die idee van 'n heilige oorlog. Nou, 'n heilige oorlog is 'n vreemde gedagte vir ons. Die beste voorbeeld van 'n heilige oorlog is hoe Israel Jerigo ingeneem het. Onthou, Jerigo is 'n werklike plek wat werklik deur Israel ingeneem is, werklik op die manier soos wat dit in die Bybel beskryf is, sonder wapens, sonder strydwaans, sonder perde, skilde, spiese, swaarde. Hoe? Met gehoorsaamheid aan God, musiekinstrumente, hoor die verbintenis met Openbaring, musiekinstrumente, en God het die oorwinning gegee. En wanneer daar oor heilige oorlog gepraat word, dan voor die heilige oorlog aanbreek, was daar 'n tyd van toewyding, en deel van die toewyding is wat ons daar lees, is onder andere onthouding van geslagsgemeenskap, en dit is hoe ons verstaan dat hulle daar staan op Sion by die lam, gegrond op die belofte van God, en dit is hoe hulle lewe tegemoet gaan. Jy sien, daardie oomblik wat jy nie meer horisontaal na jou wêreld kyk nie, daardie oomblik wat jy vertikaal kyk, wat die hemel vir jou geopen is en dit vir jou oopgaan, dan sien jy, maar ek het 'n ander manier om met die werklikheid van my lewe om te gaan. Ek hoef nie met fisiese stryd of met geld stryd of met sosiale mag stryd dit te probeer voer nie. Ek kan dit voer by die nuwe lied. Die nuwe lied is die beeld vir die nuwe lewe wat ontvang is die beeld vir die nuwe manier van doen, is die beeld vir my aanbidding, is die manier hoe ek met my lewe omgaan. Jy sien, aanbidding is nie net 'n lied wat ons sing nie. Aanbidding is die inkleer van ons ganse lewe. Dit is as te ware jou lewensfilosofie. En nou kan jy sê, maar ek kan op 'n horisontale manier met my lewe omgaan, of jy kan sê, ek kan met hierdie belofte van God, wat vas is op Sionsberg, kan ek opgaan deur naby aan Christus te bly, deur sy wil vir my lewe te soek, my lewe na hom te oriënteer, op sy manier met die woord om te gaan, te bid, lief te hê, diensbaar te wees, en so die oorwinning in my lewe te behaal. Jy sien, die lam staan daar op Sionsberg, en dit is asof die oorwinning reeds aangekondig is, maar ons vind oorwinning deur met ons lewe om te gaan, nie op die horisontale wyse nie, maar op die lam se manier, deur terug te gaan na die kruis. Selfopoffering, ons verbintenisse aan God, aan ons mense en aan ons eie lewe te verdiep. Jy weet, dit is interessant, daardie bewussyn van, toe ek swaar gekry het, was ek alleen en ek was ek onder, het ek nie geweet waarna toe nie. Maar daardie oomblik, toe Openbaring 14 vir my breek en ek die belofte sien en ek die son sien en ek my oriëntasiepunt sien, daardie oomblik toe sien ek, maar ek staan tussen 144.000 ander medegelowiges. En dit is die oriëntasie
wat Christus vir ons gee, wat vir jou in jou lewe hoop bring, die beter uitkoms verseker. Jy weet, wanneer mense Openbaring lees, dan dink hulle baie keer dat die dinge van Openbaring is bedoel vir dit wat eendag gaan kom. Die eerste lesers van Openbaring, wat vervolg is, wat in moeilike omstandighede geleef het. Weet jy, hulle het nie 'n hoop van eendag nodig gehad, hulle het 'n hoop van vandag nodig gehad. En dis presies wat Openbaring 14 vir hulle, en vir jou en vir my vandag gee. Dat daardie oomblik wanneer jy nie meer horisontaal kyk nie, maar opkyk, en jou lewe met aanbidding aanpak, daardie oomblik is jou hoop verwesenlik. En het jy 'n hoop gekry wat vas staan op die belofte van God. Dit is te kosbaar om te laat gaan. Amen.